sê die volgende vir die persoon. God is lief vir jou. Jy moet nou mooi saamwerk. En dan sê jy ook, hy is so lief vir jou. Sê vir hom, of haar, om jou nie te los soos jy is nie. Daar sy. Ons is in die tweede week van ons reeks, een lewe, en ek kom agter, dis nogal 'n lekker uitdagende reeks, waar ons gesels oor integriteit. En ek weet nie wat integriteit vir jou beteken nie, maar as ek dit nou reg verstaan, is 'n lewe waar ons interne oortuigings, met ander woorde dit wat ek glo, ooreenstem met my elke dag lewe. So dit wat ek glo in terme van die evangelie en die woord van die Here, moet dan nou uitdrukking vind in my elke dag lewe. Dit moet beïnvloed die manier hoe ek leef. Kom ek stel dit baie makliker. Met ander woorde, dit wat ek glo op 'n Sondag, moet ek nou vat na die res van my lewe toe. Ons kan nie op 'n Sondag hier saam sing en ons stem saam dat die Here my voorsiener is, en as ek vanoggend vir jou sê, die Here is jou voorsiener, dan sê jy almal gelyk sê amen, hè? Kom ons toets dit, is die Here jou voorsiener? Amen. Dan kan ek en jy nie op 'n Woensdag aand gaan en die lotto gaan speel nie. Nou is dit einde. Is dit nie waar nie? Is dit die integriteit nie? Jy kan nie glo dat God het 'n plan vir jou. Jy hoor, I was made for so much more. Maar nou gaan ek na die keur toe of die huisgenoot en ek gaan lees maar die sterrevoorspelling net om te seker te maak alles gaan oukei wees met my. Is dit waar? Ek weet nou nie meer watter tydskrifte, ek het maar na era groot geword, raai ons groot mense dit gaan lees, hulle kon nie wag vir daai week se sterre nie. Om te sê, okay, dit gaan nou vandag met jou gebeur, die uitspraak. So ons kan nie een ding glo en 'n ander ding leef daar buite nie. Dis wat integriteit beteken. Ek vat die goed wat ek van oortuig is, wat ek glo met my wese, en dit vind uitdrukking in my lewe elke dag. Net om jou geheue so bietjie te verfris, ons fokus vir die jaar tema is sy glorie ons storie. Ons het hierdie jaar in die boek van Hebreërs begin, ons het so bietjie gefokus op 'n paar skrifgedeeltes, en ons wil graag afsluit hierdie jaar ook in die boek van Hebreërs waar ons op 'n paar skrifgedeeltes fokus. Nou, die skrywer van die boek Hebreërs, stel jy as jy hom begin lees, ons weet nou nie wie regtig die skrywer is van hierdie boek nie, dalk was dit volgelinge van Paulus, ons weet nie regtig wie dit is nie, maar hy is die een wat ons bekendstel aan die een wat sentraal staan in God se storie met ons as mens. En ek praat natuurlik van Jesus nie. Die hele Hebreërsboek gaan oor Jesus, ten minste hoofstuk 1 tot hoofstuk 10, praat hy net oor Jesus. En hierdie ou skryf om gelowiges te bemoedig. Omdat hulle besef, nou as jy die boek Hebreërs lees, dan kom jy agter, maar lyk my dit moet 'n stedelike verwysing wees. Dis waar klomp mense gebly het. Daar's baie kompleksiteit in terme van die stad, van verskillende gelowe en alles wat daar gebeur en die kultuur wat daar gevestig is. Het hulle toe agtergekom, dis toe nou nie so maklik om Jesus te volg en die pad van geloof te stap nie. Want iewers moet hulle ergens gehoor het. As jy Jesus begin volg, is al jou moeilikheid verby. Maar dis nie wat hulle in die praktyk beleef het nie. Hulle was gekonfronteer met hulle integriteit, om hulle geloof en waarvan hulle oortuig is, in 'n baie komplekse wêreld en samelewing uit te leef. Nou ek dink dis baie keer waar ons onsself bevind. Dalk nie julle nie, maar asof die boek van Hebreërs ons verwelkom. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie, maar ek het al baie gevoel. Eerlikheid, dis baie keer moeilik om hierdie pad van geloof te stap. Lyk mens maar net ek.
Lyk my julle is almal alright. Ek moet dalk 'n bietjie by julle kom leef. Nee, ek sien die koppe. Nee, is nie so eenvoudig nie. As jy die boek van Hebreërs, hy verwelkom jou eintlik. Om in integriteit te leef is baie keer so moeilik. Dan wil ek vir jou sê, welkom by die boek van Hebreërs. As jy getwyfel het oor jou kunskap, of dit die moeite werd is om Jesus te volg, en sê ek welkom by die boek van Hebreërs. En of al ek en jy op 'n plek was, waar ons die vraag vra, hierdie geloofspad, maak dit regtig sin? Dan wil ek sê, welkom by die boek van Hebreërs. Maar wat ek agterkom, die boek van Hebreërs werk so mooi met ons ongeloof en ons twyfel. Hy werk so mooi wanneer ons voel, ja, hierdie pad is nie maklik nie, en jy twyfel partykeer, en 'n ou sou nou klomp kerkklisees sou verwag het van hierdie ou wat dit skryf. Partykeer hoor jy mos, ag, bid net en glo en alles sal oukei wees. Maar die skrywer kom so goed, en hy kom stel ons eintlik voor, of hy stel vir hierdie mense, en natuurlik nou vir jou en my ook vandag, eerder aan die objek van ons geloof, naamlik Jesus Christus. Dis wat hy kom doen. En dan gee hy ons eintlike sleutel om in integriteit te leef. En hy sê eintlik, om 'n lewe te lei elke dag. Dit wat jy van oortuig is, dit wat jy glo, en om dit uit te leef elke dag. Die belangrikste ding, die sleutel wat in dit is, of die sleutel tot dit, is om gefokus te bly op Jesus. Hy sê, dis wat hy sê. Hy sê, julle moet nie meer geloof hê nie. Hy sê, eintlik moet julle meer fokus op die objek van julle geloof. Dis waarop julle moet fokus, julle objek. Jesus Christus. Dis in die persoon van Jesus wie die waarheid is. Wanneer hy dan, wat vlees geword het, nou in jou kom woon, dan verander 'n mens se lewe. Hierdie vlees geworde woord. Wanneer my insig van hom, wanneer my openbaring van hom meer toeneem, dan verander goed in my lewe. En dan lees 'n ou, hy kom maak hierdie waarheid vas oor wie Jesus is, as die volle openbaring van God, vanaf hoofstuk 1 tot by hoofstuk 10, en dan vanaf hoofstuk 11 begin hy hulle nou aan te moedig, en moet hulle te gesels, en om aan te hou, en die wedloop voor te sit. Hy sê, dit is die sleutel tot integriteit, wanneer ons oë gefestig hou, op die begin, en die einde van jou geloof. Want dit die oomblik van ons ja sê, dis die begin van jou geloof. Dis by hom waar dit alles begin. En dis by hom waar alles eindig. En tussendeur moet ons 'n lewe lei dan, want dit wat ek dan nou glo, moet uitspeel in my elke dag se lewe, en hoe ek optree. Iemand het by geleentheid gesê, en dit kom maar vanuit die skrif uit ook, en iemand het dit so verwerk dat, as we behold him, as ons oë gefestig is op hom, then we become like him. En dan sal ons op 'n plek kom waar ons hom reflekteer. Then we will reflect him. Met ander woorde, as ons blootgestel word, en ons fokus so op 'n spesifieke, dit is mos wat gebeur, né? Wanneer jy jou so fokus op 'n voorwerp of 'n persoon, lei dit na die nabootsing van daai persoon se eienskap en gedrag. Ek sal nooit vergeet my oudste seun wat nou al 30 is, toe hy klein seentjie was, het hy die hele tyd agter my aangeloop. Die manier hoe ek geloop het. As ek so gemaak het, het hy dit gedoen, en as ek so gemaak het, en dit wat ek gepraat het, het hy alles opgetel, en gedoen, en gesê wat ek sou sê. En toe die jongste seun land, en was dit nie vir my meer nodig om eers die tweede een te dissiplineer nie, want Ian het dit sommer namens my gedoen.
Want hy het dit gesien hoe ek dit doen, hy het gesien hoe praat ek, en dan sal hy Kyle een kant vat en sê, jy moet dit so doen, en jy moet dit so doen, en jy moet so doen. En vandag is hy 30 jaar oud, en wanneer ek in gesprek is met hom, kom ek agter woorde wat hy gebruik, hoe hy optree, hoe hy sy kind en sy vrou hanteer, is alles wat hy by pa gesien het. Hy het my eintlik behold, en toe het hy naderhand soos ek geword, en nou praat hy soos ek, en hy tree op, en hy hanteer sy vrou, soos wat ek dit gedoen het. En met dit in gedagte, wil ek jou gou vat na 'n gedeelte in die Ou Testament van 'n man, 'n profeet, wie se lewe radikaal verander het, na sy ontmoeting met God. En ons lees daarvan in Jesaja 6 vers 1 tot 8, en jy kan sommer die skerm volg, as ou net kyk, in die eerste paar verse, hier, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Wat vooraf gebeur het, Jesaja het homself in 'n krisis bevind. Die koning wat vir 52 jaar regeer het, koning Usia, is dood. En Juda en Israel loop toe die gevaar dat hulle deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer sou word. En dis op grond daarvan dat hy toe God gaan soek by die tempel, maar oh my word, ek dink nie, he didn't see that coming. Ek dink hy het besef wat vir hom wag daai oomblik nie, en wat hy geantisipeer het. En nou gaan hy en hy is in die tempel, en vers 1 sê, en hy sien die Here sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Hy het net beleef, dis nie net, die Here se teenwoordigheid vul nie net daai tempel nie, daar's geen beperktheid aan hierdie God nie. En die serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het sy voete bedek, met 2 het hy gevlieg. En die een en die ander het geroep en gesê, heilig, heilig is die Here van die leerskade, die hele aarde is vol van die heerlikheid van God. En net daar beleef hy nie net hom as 'n leier nie, maar hy beleef hom as die almagtige God, wat die aarde vol met sy heerlikheid, sy teenwoordigheid. En hy skryf dat die drempelpost het gebewe van die geluid van hierdie roepers, en die huis het vol rook geword. En Jesaja kon nie eers staan in die teenwoordigheid van God nie, maar hy het gelê en gebewe op grond van wat hy daar beleef het. Wanneer laas was jy, en ons het nou 'n geleentheid gehad vir 'n oomblik waar ons net ons daaglikse roetine 'n bietjie onderbreek het hierdie naweek, en gesê ons gaan saam as kerk hier by mekaar kom, en ons gaan die almagtige God aanbid deur die manier van hoe ons sing en in sy teenwoordigheid kom. Maar besef jy eintlik, wanneer ons in die teenwoordigheid van God staan, met wie ons eintlik te doen het? Besef jy, hy's nie maar net God nie, hy's die almagtige, hy's die heilige. Amen. Besef jy met wie jy te doen het, wanneer jy ja sê vir Jesus? En hoe gereeld kom jy op 'n plek waar jy jou knie voor hierdie almagtige en heilige God buig? Want heilig beteken hy's anders. Heilig beteken hy's anders. Hy kan nie vergelyk word met enige iemand en enigiets anderste nie. En daarom is dit nie vreemd vir ons in aanbidding in aanbidding te reageer op wie hierdie God is. Die God van hemel en aarde wat tog bemoeienis met jou en my maak. En in daai oomblik was Jesaja so oorweldig met wie hy was. Hierdie God wat nie kompeteer met die vyand, met niks anderste nie, want hy's die skepper, die heerser wat regeer. En wanneer ons baie keer dink oor ons omstandighede, wanneer baie keer ons om ons
kyk en sien wat om ons gebeur, dan vergeet ons baie keer wie ons aanbid. En wie is die God vir wie ek ja gesê het? En nou sê die Hebreërs skrywer, maar wat Jesaja hier beleef het, die oomblik toe hy sy fokus op hierdie God sit, toe het goed begin gebeur in sy lewe, en ons gaan nou verder lees. Maar net in terme van jou en my. Die oomblik wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, gebeur daar goed. Jy sien, baie keer kom mense kerk toe om deel van 'n Christelike kultuur te word. Dan dink hulle lewe gaan verander. Maar dis in die teenwoordigheid van hierdie almagtige God soos Jesaja beleef het, waar hy so oorweldig was met die teenwoordigheid van God. So jy kom nie na kerk toe om in 'n Christelike kultuur te groei nie. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, wanneer ons fasiliteer en ons is in 'n tyd van aanbidding en jy staan in die teenwoordigheid van God en jy kies om ja te sê vir hom, trek hy jou in 'n proses in waar en jy laat jou toe en jy gee oor, en dan trek hy jou in die transformerende krag van Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Iets moet in jou gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid staan. Iets moet met jou gebeur wanneer jy jou oë fokus op Jesus. Iets moet met jou gebeur wanneer jy staan in die teenwoordigheid van God. Jou lewe verander. Jy begin op 'n ander manier te leef. En jy wat al ja gesê het vir Jesus, dis waar jou en my lewe begin het, by 'n ontmoeting met die koning van alle konings, Jesus Christus. En daarom skryf die Hebreërs skrywer, ons oë gefestig op Jesus. Hy sê uit hom straal die heerlikheid van God, dieselfde belewenis wat Jesaja gehad het. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy's die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magwoord in stand, en daarom moedig die Hebreërs skrywers aan, hou julle oë dan nou gefestig op hom, want hy sien nie die begin van jou geloof nie. Hy vat jou reg deur en hy's die volëinder van jou geloof. En ek wil net weer gaan na 3 toe, vers 3 en vers 4. En die een en die ander het toegeroep en gesê, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Nou die heerlikheid van God beteken sy karakter, sy kapasiteit, sy vermoëns. En die drempelpos het gebewe en die huis het vol rook geword. Nou kyk, dink nou net vir 'n oomblik in jou oë, die prentjie wat jy sien. Ek dink Jesaja het geweet wat vir hom wag nie. En daarom 'n kerk of 'n Christenkultuur kan jou nie verander nie. Dis net hy, die koning van alle konings, wat jou lewe verander. En dis waar alles begin, is wanneer jy ja sê vir hom, en jy kom in die transformerende teenwoordigheid van hom, en hy begin jou lewe te verander. En dan lees ons verder, wat gebeur met Jesaja. En toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Hy staan in die teenwoordigheid van God. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Wat gebeur in daai oomblik met Jesaja? Terwyl hy in die teenwoordigheid staan, is asof God se heiligheid en sy teenwoordigheid hom so verlig, dat Jesaja na 'n oomblik na hom kyk, en hy beleef toe sy eie onvolmaaktheid. Maar ook die wanhoop van sy totale onvermoë om dit te herstel. Jy sien, wanneer ons in God se teenwoordigheid kom en op Jesus fokus, dan kan dit nie anderste as om dan na ons eie lewe te kyk nie. En te sien, hoe lyk ek?
in terme van my eie gebrokenheid. Ek word gekonfronteer met waar is ek in terme van my lewe. Is soos 'n helder lig in 'n stowwerige kamer. Jy merk dit nie op totdat die lig deur die teenwoordigheid van God dit openbaar nie. Maar kan ek vir jou sê, dis wat die Hebreërskrywer sê, hoe meer ons fokus op hom, kom ons agter, wanneer ek in sy teenwoordigheid staan en my fokus is so op hom, dat dan besef ek, I was made for so much more. Ek is tot baie meer gered as waarvan ek gered is. Jy sien, baie keer kan ons so fokus op ons gebrokenheid en ons skuld en skaam, dat ons nie kan sien waartoe ons gered is nie. Ons raak baie keer so oorweldig met opinies, jy weet, opinies van die samelewing, opinies van ander mense. Maar jy moet hoor vandag, as gevolg van dit wat jy met jou gebeur het, toe jy ja sê vir die Here en jy laat toe dat die Here in jou lewe begin werk en jy leef in sy teenwoordigheid, moet jy besef, jy is tot baie meer gered as waarvan jy gered is. As ek dink wat Paulus skryf in Kolossense 1 vers 10, omdat julle een is met Christus, deel julle in sy volheid, hy wat die hoof is van elke heerskappy en gesag. En ons vergeet die effek wat die kruis op ons lewens gehad het. Ons word so dikwels geïntimideer deur die val van Adam, deur ons verlede, dat ons onbewus raak van die triomf in Christus en die effek wat dit op my lewe het. Die oomblik en ek in sy teenwoordigheid kom, die oomblik van ek kom ja sê vir hom, terwyl ek my oë gefestig op hom, begin my fokus te skuif, nie meer van my skuld en my skaam en my seer nie, maar dit skuif nou maar na die genade en die geregtigheid en die autoriteit wat ek in Christus ontvang het. As ek dink Johannes 10 vers 10, die vyand het gekom om te steel en te roof, maar ek het gekom sodat ek lewe in oorvloed kan lei. En dit is so belangrik dat jou en my lewe vloei voort uit jou en my posisie in hom, nie in ons verlede nie, nie in ons mislukkings of veranderlike gevoelens nie. En baie keer loop ons met soveel etikette om ons raak. En dit begin. Ons sit baie keer soveel etikette van ons ou lewe nog steeds. Ons kry dit af hier. Ons baie keer sit ons in 'n tronk van leuns en dit begin ons identiteit te definieer. Maar die Hebreërskrywer sê, hoe meer jy op Jesus begin fokus, kom jy agter, maar ek is tot soveel meer gered as waarvan ek gered is. Jy sien, wanneer ons fokus bly sit op hom, begin ons akkuraat te sien. Ons begin self na ons kyk, en dan begin ons te sien wie ons eintlik is. Jy sien, wanneer ons op hom fokus, dan besef ons, maar dis eintlik wie ons is. Ons is ingesluit in 'n lewe met Christus, en dis die basis van ons integriteit. Dit help my, dis die basis van my integriteit, dis waarvan ek kan leef elke dag, dat ek ontdek, ek het my waarde, ek het my bestaansreg in Christus, en ek leef nou vanuit daai verwysing. Die enigste verskil, wat is in my en Jesus se bestaan, is ten opsigte van 'n lewe van integriteit, is dat Jesus sy identiteit verstaan het. Hy het verstaan wie hy is. En daarom word Christus, terwyl ons fokus op hom, terwyl hy die objek van ons geloof is, word hy die maatstaf van my integriteit. My posisie lê in Christus. En soos ek my denke in lyn bring met wat hy sê, beïnvloed dit my dade elke dag. As jy dan die hele tyd dink, dis onafwendbaar, dat jy nie anders te kan begin dink, as jy jou oë gefokus hou op Jesus nie, as hy die objek van jou geloof is, en nie om meer geloof te hê, nee,
maar eerder op hom te bly fokus. En hoe meer jy dit doen, gaan jy anders te begin dink oor jouself. As jy steeds soos 'n slaaf dink, sal jy leef soos 'n slaaf. Selfs al sê die woord, ek het jou vrygemaak. Maar wanneer jy begin vernuwe volgens sy waarheid, word jou gedrag verander. En dan dit wat jy glo, word 'n realiteit in jou lewe elke dag. Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my en deur my. Jy sien, versoeking kom, wanneer daar met ons integriteit gepeter word. En versoeking kan slegs versoeking wees, wanneer ons identiteit die heeltyd uitgedaag word, om weer terug te keer na 'n ou, minderwaardige lewe. In die teenwoordigheid van God het hy my lewe kom verander. En nou terwyl ek my fokus hou op hom, begin ek besef maar wie ek nou is. Ek is tot meer gered. Ek is tot meer geroep as waarvan ek gered is. En ek dink is nodig dat ons baie keer daar op 'n plek moet kom om te besef waartoe ek gered is soveel meer, daar's soveel vir my in gedagte, is so groter en beter lewe as van my stuk verlede. En maak nie saak hoe jou verlede was nie, maar dit waartoe God ons geroep het, is baie groter as jou verlede. Want as ek dink wat Paulus skryf in Efesiërs 1, ons is geseën met alle geestelike seëninge vanuit die hemel uit. Alles is aan ons toevertrou. Alles is vir ons gegee. Versoeking sal ons altyd probeer om ons te oortuig, ons is nie perfek nie. Alhoewel die wysheid en waarheid wat van God kom, ons oortuig van heelheid. En hoe meer jy fokus op hom, hoe meer jy tyd spandeer met hom, word ek die heeltyd oortuig van my heelheid in hom. En ek begin so te leef. Versoeking sal ons altyd uitlok om te glo wat nie waarheid is oor ons identiteit nie. Dit sal ons blind maak vir die realiteit van ons ware erfporsie in Christus, wat hy vir my voorberei het. Jy sien, wanneer ons, soos die Hebreërs skrywer sê, dis die sleutel, wanneer ons oë gefestig hou op hom, en ek gaan vir jou nou sê, hoe doen ons dit? Is dit wat ons veilig hou teen versoeking. Jy sien, wanneer die openbaring van ons identiteit in Christus, as ons weet, dis wie ek is, wanneer daai lig op my geplaas word, en ek besef nou wie ek is, dan is dit die oortuiging dat ons elke negatiewe gedagte wat ons baie keer koester, of 'n bose vesting, kan ons dit altyd oorwin. Want dan leef ek van daai verwysing af. Ek is tot meer gered as waarvan ek gered is. En dan gaan ons aan in vers 6 en vers 7. En nou staan hy daar, hy staan in die teenwoordigheid van die Here, en een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak het en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Toe Jesaja God se heerlikheid in sy eie onvermoë ontdek, gebeur daar iets wonderliks. 'n Engel met 'n brandende kool gekom, van die hemel af sê die woord, en dit op sy lippe gesit, en gesê, jou skuld is weg. En dit is so 'n wonderlike skat wat ons ontdek in hierdie prentjie van Jesaja. Die wonderding wat ek en jy moet weet, of wat jy hier uit moet vat van Jesaja se belewenis, die Here onttrek hom nie van ons broosheid en ons onvolmaaktheid nie. Die Here onttrek hom nie, terwyl jy op hom fokus, of baie keer as jy jou fokus verloor, hy onttrek hom nie van jou en my onvolmaaktheid nie. Jy sien, wanneer ons baie keer in die teenwoordigheid van die Here kom en ons raak so bewus van ons voel, ons is onvolmaak, ons is nie goed genoeg nie. Inteendeel, ons is baie keer so ontrou, en ek het net 'n verwys wat die Hebreërs skrywer sê, wat die Hebreërs skrywers boek ons help, baie keer twyfel ons in ons kunskap, baie keer maak hierdie goed sin, hierdie pad is so moeilik om te stap. Wat doen die Here dan? Net soos in Jesaja se oomblik, hy buig in genade neer. Jy is dalk op daai plek vanoggend, wat jy voel, ek weet nie of hierdie goed meer sin maak vir my, in terme van my lewe nie.
Jy's ontrou, jy spandeer nie genoeg tyd aan hom nie. Maar hy buig neer vanoggend en ek het gesê in die begin, hy ontmoet ons vanoggend waar ons is. En dis dalk daar waar jy voel, I'm not worthy. Trek hy nader aan ons, nie om te veroordeel nie, maar om jou heilig te maak. Dis God se hart, om jou heilig te maak. Hierdie brandende kool is so 'n mooi beeld van Jesus, die volmaakte offer wat vir jou en my gebring is, vir eens en vir altyd. Daai offer in Christus waar ons aangeraak is en deur die krag van die Heilige Gees nuut gemaak is en hy besig is om ons te verander. En in terme van my lewe, jy sien, wanneer ons oog op hom hou, besef ons wie hy eintlik is. Sy heerlikheid het my lewe kom oorweldig. Tweedens, ek besef, ek is tot meer geroep as waarvan ek gered is. En dan derdens, soos ek fokus op hom, word ek verander van heerlikheid tot heerlikheid. Terwyl ons die heerlikheid van God in die gesig van Jesus aanskou, word ons verander. Elke stukkie onvolmaaktheid word getransformeer. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. En nou daai heerlikheid is die woordjie doxa, wat nie net spreek van God se teenwoordigheid en sy heerlikheid en sy karakter, dit spreek ook van sy opinie. Hoe meer ek my fokus op hom sit, verander my opinie van hom. Maar ook, ek kom agter hoe sy opinie van my verander en ek word van gedaante verander na dieselfde beeld. Ek word nou soos hy. As I behold him, I become like him. I will never become like him if I do not behold him. Jy sal nooit, God se hart is, Efesiërs 4, sê Paulus dat ons almal tot die grootte en die statuur van Jesus sal leef. Maar we will never get there. We will never be Jesus here on earth. Ons sal nooit Jesus kan verteenwoordig if we do not behold him. He says, if I behold him, I become like him. En hy sê, so word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. Jy sien, my opinie, as ek in sy teenwoordigheid staan, as ek my oë gefokus hou op hom, die objek van my geloof, dis waaraan my geloof geanker is, dan kom ek agter, maar dis hoe God oor my voel, dis hoe hy my sien. Hy sien my as geliefd, as uitverkore en waardig. Hy skaam hom nie vir my nie. Sy verklaring bemagtig my as seun en as dogter om in integriteit te leef hier op aarde. Ons sit reeds saam met Christus in hemelse plekke. Ek is tot meer geroep as waarvan ek gered is. Hy sê uit my eintlik toe ek ja sê vir hom, en ek beleef die teenwoordige en transformerende werk van Jesus, terwyl ek my identifiseer met die afgehandelde werk van Jesus aan die kruis, gebeur daar iets met my, en onmiddellik trek hy my in, om saam met Christus in hemelse plekke te sit, uit 'n posisie van oorwinning, nie om te bereik nie, maar omdat ek het al reeds in Christus ontvang het. En dan gaan ons verder. In vers 8, nou het hy hierdie belewenis. Hy ervaar die teenwoordigheid van God, hy lê op die grond, hy bewe. En hy besef wie hy is. En dan beleef hy hoe God met hom werk. En hy besef, hy kom maak hom vry. Die kool vuur, wat die engel bring en sy tong raak, en hy word heel gemaak, hy verander. En dan in vers 8 hoor hy die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? En Jesaja skryf toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jy sien, ons sien hoe God in daai oomblik op soek is na iemand wie hy kan stuur.
En as gevolg van sy belewenis, as he beheld God, he became like him, hy het verander. En nou is hy gereed om hom te reflekteer. Daar was geen huiwering nie. Hy het onmiddellik geantwoord op God se vraag. Maar waar kom hierdie bereidwilligheid vandaan? As gevolg van sy belewenis van God, hoe hy fokus op hom, wie hy sien en wie hy beleef, wie's die begin en die einde van sy lewe, en hy sê ja op hy uitnodiging. Sy lewe het verander in 'n oomblik. En hy het 'n lewende voorbeeld geword van wat dit beteken om deur God se teenwoordigheid verander te word. En hy het geweet, hierdie volk van my het dieselfde ervaring nodig. In die lig van God se genade teenoor hom, het Jesaja gekies om terug te gaan en te deel wat hy gesien en ervaar het in terme van God. So wat het hom gekwalifiseer? Niks, behalwe dat hy God gesien het en dat deur God verander is. Nie uit sy persoonlike verdienste of godsdienstige kwalifikasies nie, maar uit 'n ontmoeting met God homself. Jy sien, wanneer ek en jy, wanneer ons God se roeping ervaar, wanneer ons ervaar maar die Here praat met ons, ek wil jou gebruik, ek wil jou deel maak van my missie, wat gebeur dadelik? Ons kyk onmiddellik na binne toe. Ons kyk onmiddellik of ons gereed is, het ons gegroei in karakter, en dit is so maklik om onsself te diskwalifiseer. Maar as ons bly fokus, as ons fokus sit op die een waarvan die Hebreërs skrywer praat, as hy die objek van ons geloof bly, op Jesus, wie die bevryende waarheid is, wil God ons persoonlike ervaring van verandering gebruik om 'n boodskap te bring, om dit te reflekteer daar buite, sodat ander mense se lewens getransformeer sal word. Dis die uitkomste van transformasie. Die verandering wat binne ons plaasvind, word sigbaar gemaak. En dan word ons 'n spieël daar buite wat die heerlikheid van God weerspieël. As I behold him, I become like him. En dan is dit onafwendbaar dat ons hom nie sal reflekteer nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18 in 'n ander vertaling wat ek nou hier lees. Hy sê almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, as I behold him, as hy die fokus van my geloof bly, hoe meer word ek verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. En dis waaroor dit gaan, integriteit gaan, om hierdie goed te glo, hierdie geloof te vat na my elke dag lewe. En hoe ek leef, en hoe ek optree, en nou wat binne my gebeur het, as I behold him, I became like him. Ek het nou verander. En nou begin ek dit te weerkaats. En die Here vra nog steeds, hy vra vanoggend, vir wie sal ek stuur, wie sal gaan? Maar wanneer ons baie keer in onsself kyk, dan voel ons so gediskwalifiseerd. En dit is baie keer seker omdat ons oë en ons fokus wegvat van hom wat ons getransformeer het. Want as we behold him, we become like him. And then we will reflect him. Dit mag na jou familie wees, by jou werksplek, op ergens dalk op moeiliker plekke. Die vraag is, luister jy en sal jy sê, Here, stuur my? Wanneer Jesus ons fokus bly, dan begin dit ons te verander in terme van ons perspektief. En dan, waar ons op 'n plek kom om boldness te openbaar en te reageer en sê ek sal. Ons het verlede week verwys na Spreuke 11, as 'n opregte mens is iemand, dit wat ek van oortuig is, wat ek glo. As 'n opregte mens se stad prys,
En dis die implikasie daarvan. As ek en jy hierdie geloof, hierdie oortuiging, hierdie waarheid volgens hierdie waarheid leef en dit begin toepas, sal 'n omgewing verander. Hy sê en dit bring voorspoed vir die stad. Jy sien, die Here wil jou en my gebruik om 'n gemeenskap aan te raak sodat dit 'n plek sal word waar sy koningskap sigbaar is. Ek wil afsluit met die volgende, maar hoe bly ek en jy nou gefokus? Ek wonder of die aanbiddingspan kan vorentoe kom. Hoe bly ons gefokus op Jesus? Ek dink, wanneer ou luister na preke, sal hy altyd vra, ja, maar hoe doen ek dit nou? Hoe werk dit nou prakties? Jy sê, ek moet my nou oë gefokus hou op Jesus. Hoe doen ek dit prakties? Baie eenvoudig. Pas jou routines aan, sodat Christus deel van jou daaglikse routines bly. Waarvan praat ek? Om jou Bybel te lees. Bybel is 'n instrument waar jy agterkom, waar jy ontdek wie hy is, Jesus Christus. En op daai manier hou jy jou oë gefestig op hom. Maak om in die woord tyd te spandeer deel van jou daaglikse routines. Dis onmoontlik dat as jy die woord lees dat jy nie getrek word na Jesus toe nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik as jy bid, tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Is daar 'n oomblik in die dag waar jy jou knie voor hom buig? Net in erkenning van wie hy is en dat hy die fokus van jou geloof is. Dis onafwendbaar. Gebed is 'n baie natuurlike manier om op hom te fokus. En daarom het ons 15 dae YouVersion leesplan weer saamgestel vir die volgende 3 weke, waar jy tyd kan gaan spandeer in die woord. En wanneer jy met die tyd spandeer, moet jy die vraag vra, hoe sien ek God hier inraak? Hoe sien ek myself hier inraak? Wat se opdrag gee hy vir my? Wat sê hy vir my? Wat is die goed wat my lewe gaan verander? So ons gaan dit op ons sosiale platforms laai, waar jy dit kan aflaai. En dan gooi af wat jou fokus steel. Jy kan nie van jou baas ontslaa raak of vir jou familie of jou uitdagings nie. Maar jy kan bietjie minder TV kyk, minder shop, jou stokperdjie, goed wat jou fokus steel, te veel daarvan. Gooi af wat jou fokus steel, jou gemak, gebrek aan dissipline, besig bly met ander dinge. En dan is dit so belangrik om deel van 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Dit is belangrik om deel van 'n selgroep te wees. Dis daar waar jy aanspreeklik gehou word. En dit wat jy glo, dat jy dit sal uitleef. Dat jy glo, ek is tot meer geroep as waarvan ek gered is. Dis daar waar jy aangemoedig word om geestelik te groei. Help om jou toewyding in terme van jou verhouding met die Here te versterk. Dis daar waar jy aangemoedig word. Dit waarvan jy oortuig is, jou geloof te vat na 'n Maandag tot 'n Saterdag en tot 'n Sondag. En dan gereelde oomblikke net in sy teenwoordigheid te staan. In aanbidding, waar jy doelbewus net jou fokus op hom plaas. Toelaat dat sy liefde en sy genade jou gedagtes lei. Miskien moet jy 'n joernaal begin neerskryf wat jy glo die Here vir jou sê. En dan vertrou in die Heilige Gees. Staan in vennootskap met hom. Want hy's altyd die een wat jou nou sal terugvat na waarheid toe. Wie God is en wie jy is. Die sleutel is Jesus. As I behold him, I become like him. And then I can only reflect him. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 6, na sy belewenis van God. God het heel aan die begin gesê, laat daar lig wees, laat die donker verdwyn. Dieselfde God wat gesê het, ek het ook op 'n dag my lewe nuut gemaak. Hy het my met sy helder lig in my donker lewe kom inskyn. Toe ek die eerste maal vir die eerste keer besef
hoe groot en vol heerlikheid hy is? Is dit jou en my belewenis van hom, hoe groot en vol heerlikheid hy is? Dit het natuurlik gebeur toe ek van aangesig tot aangesig met Jesus Christus te staan gekom het. Ek wil jou uitnooi om saam met my te staan en dan gaan ons 'n ou liedjie sing, maar wat tog so waar is. Wat eintlik verklaar, as I behold him, I become like him, and I will reflect him. Staan saam met my, dan sing ons hierdie liedjie. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow slowly dim in the light of his glory and his grace. Dalk is dit nodig vandag, dat jy vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van hom staan. Jy was dalk lank klaas in die teenwoordigheid van hom. En wanneer ek sê, ja, God is alomteenwoordig, maar gefokus. En dalk is dit nodig. Dalk staan jy hier, en jy besef nie, maar hy is nie die begin en die einde van my geloof nie. Jy het dalk net aangesluit, of deel geraak van die kerk, om deel van 'n Christelike kultuur te word. Maar jy het nog nie ja gesê vir hom, en dalk is dit nodig, dat jy vandag moet ja sê vir hom. Want hy is die begin en die einde van jou geloof. Dalk het jy jou fokus, ander goed jou fokus geraak, en hy is nie meer die fokus van jou lewe nie. Dalk moet jy net weer belyn. En dalk deur hierdie lied wat ons sing, ek bid sodat die Heilige Gees met jou werk, terwyl jy net oorgee, in dit wat ek nou genoem het. Maar terwyl ons hier staan, ek kan nie hom teenwoordig maak nie. Hy is hier, omdat ek hier is, en hy leef in my. So hy is hier, omdat ek en jy hier is. Die aanbiddingspan kan hom nie teenwoordig maak nie. So al wat ek en jy moet doen, is net dat ek besef, ek staan in die teenwoordigheid van hom. En wat my gaan help, om 'n lewe van integriteit daar buite te leef, want dit is maklik om hier te leef, maar daar buite, when I behold him, want hy die enigste een is, van my geloof, dis my fokus, and the more I behold him, I become like him, en dit wat God se plan is, dat ons hom dan sal weerkaats. Let's sing it, en laat toe dat die Heilige Gees met jou werk, in hierdie oomblik, soos jy dit sing. Turn your eyes. Upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow slowly dim in the light of his glory and grace. Moenie nou dink aan die braaibout of enigiets nie. Fokus nou net op hom. Terwyl jy dit sing. Dink aan daai oomblik wat Jesaja, die belewenis wat hy gehad het en beleef het. In his wonderful face. En hierdie goed wat jou plan probeer wegtrek, and the things of us in the light of his glory and grace. Hy staan nie met veroordeling teenoor ons vandag. As jy dalk jou fokus verloor het, en jy's nie op 'n plek waar jy hom sien as die objek van jou geloof. Hy kom nie met veroordeling nie. Waar jy dalk weggestap het en jou ander goed het jou fokus geraak. Is hy met soveel genade vandag hier.
En jy weet waar jy is, en ons gaan hierdie liedjie nog een keer sing, en dan, as jy sê, Here, terwyl ons dit sing, is nie die begin en die einde van my geloof nie, en ek wil ja sê vir U, dan doen jy dit in daai oomblik. En of as jy weer wil belyn, jou lewe met Hom, en besef, waarvan Hebreërs praat, hy is die sentrale persoon van God se werk met my as mens. En jou lewe net weer belyn met Hom. Of ander goed jou gesteel het, jou fokus. Sing hierdie liedjie en sê, Here, dis waar ek my fokus gaan sit. I want to behold you because I want to become like you. Dalk daag die Here jou uit terwyl ons hierdie liedjie sing. When are you going to start reflecting me? Wanneer gaan jy ja sê om deur my gebruik te word in jou huis, in jou by jou werksplek, by die skool, in hierdie omgewing wanneer? Miskien moet jy ja sê ook vandag. Terwyl ons hierdie lied nog so een